So ek gaan vanoggend met julle praat oor wanneer doen jou identiteit steel. En kan ons gou-gou 'n toets doen eerste? En ek wil vra dat jy moet vir my eerlik hierdie antwoord. As ek vir jou die vraag vra, wie is jy? Dink so 'n bietjie daaroor. En sê vir my, dink eerlik by jouself, wie is jy? As ek vir jou vra, wie is jy? En, ekskuus, ek het die pointer vergeet. Sien, ek kom net een keer 'n jaar hierbo. As ek vir jou vanoggend die vraag vra, wie is jy? Wat is dit wat by jou opkom? Jy kan sê, ek is ma, ek is 'n dogter, ek is 'n ouma, suster, 'n vrou, dalk is jy 'n vriendin, dalk is jy 'n besigheidseienaar, dalk is jy 'n onderwyseres, dalk is jy die voorreg om 'n tuiste skepper te kan wees, jy is dalk 'n beraader, jy is dalk 'n life coach, jy is dalk 'n chef, of jy is die kok in die huis, wat die hele tyd moet kos maak vir die gesin, die vredemaker om vrede te hou tussen al die klomp in die huis, en moenie vergeet nie, baie keer nog die Uber-bestuurder. So, mamas en vroue sluit dit omtrent in. So, as ons nou vir die manne vra, kyk, ons wil julle daarom nou nie uitsluit nie, ons weet is nou vrouedagdiens vanoggend, maar as ek vir jou moet vanoggend vra, wie is jy? Wat gaan jy antwoord? En miskien is dit ook antwoorde soos, ek is 'n pa, ek is 'n broer, ek is dalk 'n kind, ek is 'n vriend, ek is 'n kollega, 'n selleier, dalk is jy 'n pastoor, ons het baie van hulle hier in die gemeente. Dalk is jy 'n kollega, 'n broodwinner, die handyman in die huis wat alles moet regmaak. Dalk is jy 'n vredemaker, jy sê nee, dis nie my vrou wat die vredemaker is nie, dis ek wat die vrede moet maak in die huis. Dalk is jy die CEO. Ek weet in ons huis was dit, ek en Loandro se temperamente is baie dieselfde. So ons hou daarvan om goed uit te redeneer en te praat. En dan my man met sy groen temperament, dan sê altyd vir ons, nee, ons baklei nie, ons is besig om hierdie saak uit te redeneer. So miskien is jy dalk ook die vrye vredemaker in die huis. En miskien voel jy as man, nee, maar ek is die beursie. Ek is die voorsitter van hierdie komitee. Ja, ons kry kommentaar daarvan, hulle voel hulle is die beursie. Jy is dalk die loodgieter. Of dalk is jy net die student. So kom julle agter, toe ek vanoggend vir jou die vraag vra, wie is jy? Is dit eintlik 'n klomp rolle. Ons het eintlik gesê, wat doen ek? En eintlik val almal van ons onder hierdie stryk, want ons lewens is so vol rolle, dat partykeer voel jy soos 'n volledige sirkus. Jy is die nar, jy is die akrobaat, jy is die een wat die leeu stem, en jy is die een wat die kaartjies verkoop, en niemand koop eers 'n kaartjie nie. Voel jy ook partykeer so? So nou wil ek by die volgende deel kom, en ek wil vir jou die vraag vra. As jy môreoggend opstaan, en alles wat jy nou genoem het, van jou rolle wat jy vervul, jou verantwoordelikhede wat jy het, alles is weg. Dit is nie meer daar nie. Wie is jy? Wie is jy as alles wegval môreoggend? Dink so 'n bietjie daaroor. So jy is nie meer vrou nie, jy is nie meer pa nie, jy is nie meer die CEO nie, jy is nie meer die pastoor nie, jy is nie meer die vrou nie, jy is niks van daai goed nie. Nou vra ek vir jou, wie is jy? En kom julle agter, hierdie ene is so 'n bietjie moeiliker om te antwoord, want skielik kom ons agter, maar ons is so alles vir almal om ons, laat ons eintlik nie meer weet wie is ons regtig nie. So ja, dit is Moedersdag vanoggend, en hierdie is nie 'n ma-probleem nie, dit is 'n mensprobleem. So ek gaan vanoggend hierdie tema, waaroor ons gaan praat, vir julle mooi oopbreek, van wat doen, wanneer doen jou identiteit steel, en ons gaan mooi dit oopbreek, en ons gaan kyk wat sê die woord rondom dit. En as ons gaan kyk wat, dit gaan oor rolle, en dit gaan oor ons identiteit, en ek glo dit gaan vir jou so oopgebreek wees, dat dit vir jou soveel sin gaan maak om dit te reageer, om dit te kry. So ons begin met die skrifgedeelte, in Lukas 10 vers 38 wil ek hê jy moet saam met my lees, en dis die verhaal van Martha, wat almal ken, is 'n baie bekende skrifgedeelte, en hierdie verhaal speel nie af binne in 'n kerk nie, dit speel nie af op 'n verhoog nie, dit speel af binne in 'n huis. So Jesus en sy disippels is op reis, en hy sê in vers 38, hulle het by 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha, het hulle ontvang in die huis. En ek wil net vir jou 'n bietjie konteks gee, in die Bybelse tyd op daai stadium, was dit nie 'n nice to have as 'n vrou
die gasvrou was nie. Dit is wat van vroue verwag was op daai stadium. So, en dan was dit ook 'n baie groot eer gewees as jy 'n rabbi in jou huis ontvang soos wat Jesus was. En maar dit was ook 'n baie groot verantwoordelikheid. So, wat kom ons agter? Martha het niks verkeerd gedoen nie. Sy het presies gedoen wat haar rol en haar verantwoordelikheid is. Want dit was haar plig daai tyd gewees om gasvrou te wees. So ja, dalk het iemand vir haar gevra, Martha, is jy okay? En sy het dalk geantwoord, soos ons vroue baie keer antwoord, ja, ek is fine, maar dan hoor jy daai kombuisdeur, ek word so hard toegemaak. Weet julle manne waarvan ons praat? So, jy kan alles reg doen, maar jy kan nog steeds jouself verloor. Presies wat Martha gedoen het. Sy het alles presies nog reg gedoen, maar sy het haarself in die proses verloor. So as ons nou gaan kyk na hierdie rol en identiteit wat ek vir jou wil oopbreek, wat jy moet verstaan, sit ons eenkant met rolle en is eintlik baie eenvoudig. Jou rol is wat jy doen. Dis jou verantwoordelikheid. Dit is daai job description van jou. Dit is jou en ons meet ons prestasie daaraan. Waar identiteit is die ander kant. Jou identiteit is wie jy is, as al die rolle weggestroop is, en al daai maskers is af, en dit kom uit by die kern van wie jy regtig is. So rolle aan die een kant kan verander, dit verander die heeltyd. En dit word ook gemeet met prestasie, waar identiteit konstant bly. Jou identiteit bly konstant, dit is wie jy is. En die geheim is as jou identiteit vir jou uitdrukking kan gee, van wie jou rolle regtig is. So die waarheid wat ons hier met jou deel is, jy is, as jy nie weet wie jy is nie, meet jy jouself aan wat jy doen. En ek wil dit weer sê, julle moet dit hoor. As jy nie weet wie jy is nie, as jou identiteit nie vasgemaak is nie, gaan jy jouself die hele tyd meet aan wat jy doen. So dis wanneer as identiteit begin stil raak aan hierdie kant, dan gaan begin prestasie al hoe meer word aan die ander kant. En dis wanneer ons raak so besig, laat tot jou rus het 'n to-do list. Weet julle waarvan ek praat? Iemand gaan nou die dag op 'n sabbatical, en dit was vir my so kosbaar geweest, en ons praat met haar, en ek sê vir, okay, maar hoe vind jy hierdie sabbatical reis? Sy sê, nee, ek het al hierdie to-do lysies, toe dog ek, wow, okay, jy is veronderstel om op sabbatical te wees, en jy het die hele to-do lys vir jou sabbatical. Maar wat ook begin gebeur is, jy begin glo, dat ek is net so goed, soos wat ek doen. So my waarde word gemeet aan die hoeveelheid wat ek doen, want dit is wat my goed genoeg dan gaan maak. So jy is amper soos hier op hierdie trapmeelietjie, hierdie muis op hierdie trapmeelietjie van nooit genoeg, draai al hoe vinniger, hoe harder jy probeer. Kom ek vat 'n voorbeeld. Ons is kinders van die Here, en ons is uitverkoop in wat ons doen. Stem julle saam? Ek bedoel, as jy is van die beste werknemers by 'n werk, as hulle 'n shalommer aanstel, moet hulle weet hulle die beste werkgewer wat vir hulle kan werk. Stem julle saam met my? So, maar nou kom jy, en jy is so uitverkoop vir jou werk, en jou beroep waarin jy staan. Dis jou hele lewe, dit is waarin jy jou hele lewe gewy het, dis wat jy drink, wat jy slaap, en ons kry hierdie geweldig baie onder pastore wat ons ook mee bedien. Skielik staan jy môreoggend op, nou is jy op pensioen, of jy het geëmeriteer as 'n pastoor, of jy het jou werk verloor. So môreoggend is daar niemand wat jy moet bel nie, daar's geen huisbesoek wat jy moet doen nie, daar's geen preek wat jy moet voorberei nie, daar's niks wat jy by die werk moet reël nie, en skielik vra jy vir jouself, maar wie is ek nou? En nou skielik weet ek nie wie ek is nie. En dit is presies wat gebeur, as ons is so ingesluit in deel van dit wat ons doen, laat ons eintlik onsself verloor. Die ander ding wat ook gebeur is, partykeer as jy jou mens wees, word so bietjie onderdruk. So nou by die werk kry jy so bietjie kritiek oor 'n projek wat jy gedoen het, en skielik trek jy daai aan en jy voel, dit is 'n persoonlike aanval teen jou. Maar dit was eintlik net 'n kritiek oor die projek, dit was niks teen jou persoonlik nie. So wat moet ons doen? Wat is die oplossing? Jy moet identiteit en jou rolle moet jy skei van mekaar. Hoor julle wat ek sê? Julle moet hulle skei van mekaar, en jou identiteit moet geanker wees in 'n stabiele waarde wat nie kan verander nie. En ons as kinders van die Here, in wie moet ons identiteit anker? Dis reg, aan Christus, aan God, dis waar ons identiteit in geanker moet wees. En net om vir julle 'n bietjie perspektief te gee, ons kry eers identiteit, dan kry jy jou rol, en dan kry jy jou prestasie. So jy werk nie vir waarde nie, jy werk vanuit jou waarde. En daar is seker geen beter voorbeeld as Jesus Christus nie.
Weet julle toe hy op aarde was, voordat hy sy bediening begin het, voordat hy sy eerste wonderwerke gedoen het, word hy gedoop, en toe so uit die doopwater uitkom, toe sê God die Vader, hy sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. So wat kom God doen? Hy kom gee eerste identiteit, voordat hy vir Jesus enige instruksies gee, wat hy sy bediening begin uitlewe. Nog 'n goeie voorbeeld, ons is in die beskepping in Genesis, die skepingsverhaal, en God skep hierdie wonderlike wêreld, en hy sê, dis goed, en hy sê, maar kom ons maak mense na ons beeld, en hy skryf daar, in Genesis beskryf dit, hy sê, en God sê, dit was baie goed gewees, toe hy die mens gemaak het. So hy maak die mens, wat 'n skepper is. Jy moet heers saam met God. Jy is nie veronderstel om die mentaliteit te hê van 'n slaaf nie. Jy is 'n skepper saam met God. So wat kom hy weer eens doen? Hy kom gee vir jou die identiteit, voordat hy nog enige take, enige verpligtinge, rolle vir hulle gegee het. 'n Ander goeie voorbeeld is in Jeremia. Nou julle weet in Jeremia word dit beskryf van ons is gevorm in ons moederskoot. En weet julle wat is so amazing? Jou temperament, wie jy is, en as jy nou meer wil weet oor temperamente, dan gaan woon jy Growth Track by, veral stap nommer 3. As jy met 'n groen temperament is, het God jou so mooi gevorm, dat jou hele bedrading binnekant is op 'n sekere manier vervorm en bedraad, want jy moet sekere goed doen. Weet jy wat verder? Jou genadegawe wat die Here vir jou gegee het, want elkeen van ons het 'n roeping, elkeen van ons het 'n gawe, is voor jou geboorte in jou moederskoot is dit al gevorm. En dan gaan julle nou 'n bietjie meer vertel daarvan, maar so dit wat jy nodig het vir wie jy moet wees en wat jou rol wat jy vervul is, het God vir jou eerste gegee. So identiteit kom eerste. Dan kom die rolle en dan kom die prestasie wat daarna dit kom. So jy is wie jy is eerste, dan kom dit oor wat jy gaan doen en dan jou prestasie. So kom ons gaan gou weer terug bietjie na wat met Martha en Maria gebeur het. In vers 40 kom Martha en sy sê, die skrif sê Martha was baie besig om klaar te maak. En Jesus kom en hy sê vir Martha, jy's besorg en verontrus oor baie dinge. En weer eens het ek gegaan en ek het die skrif gaan oopbreek en dit was 'n interessante journey om te gaan kyk, maar wat sê die woord oor dit? En weet julle daai besig wat Lukas daarvan skryf, beteken om uitmekaar uitgetrek te wees. Die besorg beteken om in stukke verdeel te wees. Daai verontrus beteken dit voel soos 'n storm wat hier binnekant jou aan die gang is. So kom ons gaan gou terug en ons kyk wat het Lukas beskryf daar. Hy sê Martha was baie besig. Dit beteken haar hande was hier in die kombuis besig om kos te maak, maar haar kop was op 10 verskillende plekke. Haar hart was verskeur, haar emosies was all over the place. Haar energie was heeltemal verspreid gewees, uitmekaar geskeur, in stukke gedeel. So wat beteken dit? Sy was nie teenwoordig nie. En as ons dit so intrek met ons hele tema van die Here, van hierdie jaar, wat sê, maar ons wil 'n dieper teenwoordigheid van God hê. Verstaan julle dat ons besig is om dit te mis? En nou kan julle sê, ja, maar dis julle mense met hierdie temperamente, met hierdie vinnige temperamente, julle is jy groot skuldiges daarvan, jy weet, want julle is mos altyd on the go, besig. Maar weet jy, net so, mense met die rustiger temperamente, want jy gaan presies, Jesus skryf vir Matteus, hy sê, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie, want môre sal vir homself sorg, sê die een vertaling. Wat beteken dit anderste? So, jy dalk 'n sagter temperament, maar jy worry so oor môre, en wat is anders te besig om te gebeur? Jou hele wese is besig om uitmekaar uitgeskeur te word, jou kop is op 10 plekke, jy worry oor al die goeders wat gedoen moet word en gedoen nie kan word nie. En weet julle wat is 'n geheim? 95% van die goed waaroor ons worry, en persepsies wat ons het, gaan nooit gebeur nie en is nie eens die waarheid nie. Hoor julle? 95%. So, kan ons vanoggend net vir onsself sê, hoorie, chill net bietjie, worry bietjie minder, moenie die kop van jou so besig is nie, want 95% van daai kere gaan dit goed nie gebeur nie, of dit is nie die waarheid nie. So wat leer ons hier uit? Jy kan uiterlik nog steeds funksioneer, maar innerlik is jy heeltemal gefragmenteer en in stukke gebreek. En dis presies wat gebeur, as jy jou rolle
nie verstaan nie, en jy meng dit, jou rolle, hierdie kant met jou identiteit, dan is daar verwarring wat in jou binnekant besig is om plaas te vind. En dis hoekom dat, as daar skielik hierdie groot lewensveranderinge in jou lewe kom, soos jy tree af, jy verloor jou werk, of jy emeriteer, of skielik is daar dood om jou, en jy is nie meer ma nie, jy is nie meer dogter nie, jy is nie meer pa nie, jy is nie meer 'n versorger nie, skielik weet jy nie meer wie jy is nie. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ons moet ons identiteit anker, want as ons identiteit geanker is, dan kan hierdie storms kom, want ons weet wie ons is. So, kom ons praat 'n bietjie oor waar begin alles. Is dit nie die mooiste prentjie van die tuin van Eden daai nie? Dis waar dit begin het. God het vir Adam en Eva geskape, en hulle was so geliefd, hulle het elke laatmiddag, het God met hulle kom wandel in die tuin. Het julle dit al gelees? Hulle het so geliefd gevoel, hulle het so gevoel, maar ons hoort hierso. En dan het God vir Adam gevra, Adam, vertel vir my, wat het jy gedoen vandag? En hy sê, Here, hier was so 'n ding met so 'n lang nek, en ek het hom die naam gegee van 'n kameelperd. En hy sê, Here, weet jy, ek het toe nou 'n plan gemaak, want Eva vra elke dag vir my, hoorie, maar sy soek eie, en ek is nou oral moeg om te soek, waar is die eie in hierdie tuin? En ek het 'n groentetuin gemaak, en ek het al hierdie eie bymekaar geplant, dat dit bymekaar is, want hoekom? God het hom 'n skepper gemaak, kom, God het hom 'n creator gemaak, God het hom gemaak, dat hy moet antwoorde gee, jy's nie 'n slaafmentaliteit nie, jy's nie 'n slagoffer nie, God het jou gemaak om oplossings en idees te gee, en God het vir hulle waarde gegee, hy het vir hulle werk gegee, heers oor hierdie tuin, gee vir hierdie diere name. En weet jy wat gebeur toe? Toe die mensdom 'n fout maak, het hulle nie net gesondig nie. En dis nie net die sondeval wat gebeur het nie. Weet julle wat het saam met dit gebeur? Ons het ons identiteit verloor. En baie interessant, weet julle wat is die eerste ding wat gebeur nadat hulle gesondig het? Hulle het die vyeblare nader geskraap, want skielik is hulle skaam, skielik het hulle agtergekom, hulle is kaal. So, hulle het hulle waarde verloor, en nou is hulle skaam, en dan voel hulle, ons is nie goed genoeg nie, en hulle maak hulle self toe met die vyeblare. Wat is die volgende ding? Toe sê hulle vir mekaar, maar ons is bang, want die Here gaan nou kom, want hy weet die laatmiddag, so skielik kom vrees in, en hulle gaan kruip weg, want hulle is bang dat God die Vader hulle moet sien. So skielik sit hulle met hierdie vrees, 'n vrees van verwerping, vrees van mislukking wat inkom. En dan die laaste ene is die skuld, want toe begin die verwyte, ja, maar Eva is jou skuld. Nee, Adam is jou skuld, jy moes nie saam geëet het nie. Nee, dis die slang se skuld. So wat is ons besig om te doen? Ons gooi hierdie skuld so weer na mekaar toe. En hierdie is die kern waarmee elke kind van God elke dag mee sukkel, wat die vyand by jou wil kom steel en vir jou wil sê, maar jy is nie goed genoeg nie. Jy is die hele tyd besig om so bang te wees, dat jy gaan misluk, dat jy oorskakel en nou begin jy perform, want jy gaan oor in vrees en dan wil jy beheer. En dan het jy voel maar jy het jou posisie verloor. As ek my posisie verloor het, dan voel ek altyd skuldig. Jy weet, het jy al gehoor, mense sê partykeer, ja, alles wat gebeur is my skuld. Jy weet, hierdie ligransies, alles wat kan skeef loop, loop altyd met hulle skeef, jy weet, of, ja, jy weet, ek kan verwag so iets gaan met my gebeur. So, maar weet julle, wat is ek wil net, skaamte, laat jou met ander woorde wegkruip, want jy voel jy is nie goed genoeg nie. Vrees laat jou beheer, want jy is so bang vir mislukking, en jy is so bang dat jy nie goed genoeg is nie, en skuld laat jou verdedig, want jy voel heeltyd jy is skuldig. Wat is die antwoord? Jesus kom, hy betaal die volkome prys, op die kruis. So met ander woorde, hy kom herstel ons identiteit in een oomblik. So as jy in vandag sukkel daarmee en jy ervaar, maar ek is bang, jy weet, of ek sit met hierdie vrees, wat moet jy doen? Jesus het klaar die prys betaal, hy kan niks meer vir ons doen nie. Ons moet net in ons identiteit instap. Ons moet net vasmaak by die Here, want ons weet nou, dis waar die vyand die hele tyd ons gaan aanval. So kom ons gaan verder, en ek wil vir julle wys wat gebeur, vers 39. Sê, en sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, en die het aan die voete van Jesus gesit en aan sy woord geluister. So terwyl Martha besig was in die kombuis, sy het geskarrel en sy is besig om te werk, kom hierdie sussie van ons, sy gaan sit by Jesus. En kyk, sy is nie baie happy daaroor gewees nie, maar ek wil vir julle vertel wat is so radikaal van wat Maria hier gedoen het. Weereens die gebruike van die Bybel in die Bybelse tyd
was dit radikaal wat hierdie vrou gedoen het. Want die posisie wat sy inneem om by sy voete te gaan sit, is die posisie wat 'n disipel ingeneem het. Dis iemand wat geleer het, 'n leerling, so hulle het gaan sit by die rabbi se voete, en dit is mans wat dit gedoen het. Vrouens het dit nie gedoen nie, dit was totaal uit die norm uit wat sy gedoen het. So wat doen Maria in werklikheid? Sy gaan neem nie net haar sitplek in nie, sy gaan neem haar identiteit in. En dis presies, Jesus laat haar toe om haar plek te kom inneem. Dit gaan nie oor wat sy doen nie, maar dit gaan oor wat sy gekies het. So die skokkende deel hier is, jy kan so naby aan Jesus wees, jy kan in dieselfde vertrek wees as hy, maar jy kan nog steeds geen koneksie hê nie. Martha was daar, ek bedoel, sy kon nie nader gewees het soos wat sy die kos bedien het nie, maar daar was nog steeds nie koneksie nie, want haar hart was verdeeld. Haar hart was all over the place, en waar Maria stil was, en sy was gefokus. Ons kyk na die volgende vers, en Jesus sê vir haar, Martha, Martha, sy sê, sy gee nie om, dat my suster my alleen laat bedien nie. So ek het weer eens gaan kyk na die skrif daar, en daai woorde van Here, gee u nie om wat my suster my alleen laat bedien nie, is nie net 'n vraag nie, maar dis 'n beskuldiging. En wat gebeur, die oomblik as jy uit jou rolle uit begin funksioneer, en jy goed raak te veel, en jy weet nie wat is jou identiteit nie, dan begin jy beskuldig, en jy gaan tot die Here beskuldig. En in jou gebede gaan ons daai beskuldiging hoor, want jy raak moeg, jy raak gefrustreerd oor dit wat jy doen. So kom ons haal dit gegaan net uit die Bybel uit, en ons bring dit net terug hier na vandag se tyd toe. Ek het julle vertel dat ons is gevorm, Romeine 12 sê dat ons het elkeen 'n genadegawe wat God vir ons gegee het. Nou wat so amazing is van daai genadegawe, en as julle meer van dit wil hoor, volgende kwartaal is daar weer die genadegawe self wat julle voor kan inskryf, as jy nog nie weet wat is jou genadegawe nie. Jy kan op 'n klein kindjie al presies al weet, hierdie is 'n klein dienaartjie. Hierdie kind het net so hard om te serve. Sy help haar mamma in die kombuis met alles, en by die skool is dit die wonderlikste kind om in jou klas te hê, want sy is altyd besig om vir juffrou te help. Maar nou word hierdie dogtertjie groot, en nou stap sy en die verantwoordelikhede kom by, en sy skakel in by hierdie wonderlike gemeente. En so wat is die volgende stap? Sy het absolute hart, ek wil dien. So nou raak sy deel van die dream team. En raai wat gebeur? Sy meld aan vir diens, en voor sy haar oë kan uitvee, dan voel sy later nie meer soos 'n vrywillige nie, maar sy voel soos 'n voltydse, onbetaalde personeellid met so vrag emosies wat sy saam met haar sleep. Sien julle wat gebeur? Want dis daai wat ons dan begin kla oor, hoekom moet ons altyd alleen die pannekoek bak? Hoekom is dit altyd net ons wat die werk moet doen in hierdie plek? Want jy verloor dit waaroor dit gaan, die kern waaroor dit gaan, en dan spring jy oor na jou rolle toe. Ek wil 'n ander voorbeeld vir julle gee. Kom ons sê die Here het jou gemaak. Deel van jou gawe en jou roeping is om leiding te neem en probleme op te los. En as jy gaan kyk na jou roeping, na dit wat vir jou natuurlik kom, is deel van jou roeping. Ek bedoel, daar's goed wat vir my net spontaan kom. Dit kom net. Lorenz met baie effort, maar daar's sekere goed wat hy weer doen, wat dit vat vir my ongelooflik effort om dit te doen. Dis nie my gawe nie, dis nie my roeping nie. So ek en hy het baie vroeg in ons huwelik, het ons hierdie gesprek gehad om te sê dat, my vrou, dis okay, dis jou gawe, jy doen dit, dis die rol wat jy vertolk hierso. En ek weet, maar dit wat hy moet doen, ek gaan nie probeer op sy terrein beweeg nie, want ek kan nie soos wat hy wees nie. So kom ons veronderstel, die Here het nou vir jou hierdie temperament gegee, en hy deel van jou gawe wat hy vir jou gegee het, is, jy moet 'n leier wees, jy moet hierdie sterk persoon wees, hy maak jou met 'n skerp diamant voorhoof, want jy moet deurbreek, jy is daai persoon wat instap by 'n werksituasie, wat net, niemand anders wil hierdie goed trotseer nie, maar jy stap in, want jy het hierdie diamant voorkop, en jy breek deur, en jy maak die grondgebied reg, vir dit wat ander moet kom. En saam met dit gaan die gawe dalk, dat jy het hierdie ongelooflike vermoë, net om te sien wat die probleem is. Jy kan instap in 'n situasie, of mense kan met jou begin praat, en hulle is nog nie eers hulle sin klaar gepraat, en dan weet jy dadelik, dis die probleem, maar dis ook die oplossing. Nou het God jou so bedraad, van jou moederskoot af, en nou stap jy met hierdie gawe in, en God se hart is net, stap in jou roeping in, stap in jou gawe in, want dit is wat jy moet uitleef. Maar nou kry ons seer, veral ons vrouens met hierdie temperamente, want dis baie keer hard om die hele tyd die val by hulle te hoor van hoe jy is, maar ons is ook gechallenged om van die platform van lig af te funksioneer, nou, so ons weet, almal van ons, het almal 'n area in ons lewe wat ons moet aanwerk. Maar nou kry jy seer, en dan begin jy terugstaan.
Of dit gebeur nou, dat jy so uit jou rol uit begin funksioneer, dat jy rus nie. Jy kom nooit tot rus nie. Jy begin al hoe meer beheer vat. So wat ons nou gehoor, waar kom beheer vandaan? Beheer is as gevolg van vrees. Hoekom? Vrees, want jy is bang, jy is 'n mislukking, of die ding gaan nie uitwerk soos wat dit moet uitwerk nie. En dan kom hierdie goeders na vore. So wat moet ons doen? Ons moet net terugstap na ons fokus toe, terugstap na dit wat God jou voorgemaak het. Want kyk gou vir interessantheid hierso, wanneer jy jou rol uitleef, dra jy die lewe, en dis baie swaar. En wanneer jy uit identiteit uitleef, dra die lewe jou. En ek gaan gou vir Natasha vra my te help met die demonstrasie, sy en Gerard. Nie ander Natasha, sorry. En Natasha staan hier en sy het 'n rugsak op haar. En ek wil hê julle moet sien, hierdie rugsak verteenwoordig haar lewe. Hier is Natasha. Sy staan hier in haar identiteit. Sy weet sy is geliefd, sy is geroep deur God, sy is God se kind, sy is gemaak met 'n sekere temperament. En nou word sy ouer, en soos wat sy ouer word, begin die verantwoordelikhede bykom, né? Sy kry 'n man. Ek moet eintlik die swaarste ding vat. Het jy gesien hoe sak hierdie ding? Dis groot verantwoordelikheid om 'n man in jou lewe te hê. En dan kom sy kinders, en dis nog erger wat dit gebeur. En dan is dit die werk wat nuwe verantwoordelikhede opsit. En dan behoort jy aan hierdie komitee, en dan wil jy nog inskakel by die kerk, en by die dream team, en dan is daar skielik verwagtinge, wat allerlei mense, wat allerlei verwagtinge op jou het. So kan julle sien, hierdie rugsak van haar is al so swaar, en ek wil hê jy moet vir hulle net wys as jy so eentjie loop, hoe swaar is dit. En sy sleep omtrent 'n checker trolley saam met haar, as gevolg van hierdie rolle en verantwoordelikhede, wat sy saam met haar dra. Nou wil ek vir jou wys, Natasha, ons gaan daai swaar rugsak van jou rug afhaal. Wat ek kom daar neersit. Ok, so wat gebeur nou? Hierdie is al haar rolle en haar verantwoordelikhede. Hierdie is Natasha. Dis sy, dis haar identiteit. Wat is die verskil? Sy het begin glo, sy is hierdie sak. So die las het al hoe swaarder en al hoe swaarder en al hoe swaarder begin word, in plaas daarvan dat sy begin haar identiteit vasgemaak het. En kyk nou die verskil. As ons hierdie rugsak nou terugsit op haar, maar sy weet wat is haar identiteit. Stap vir ons nou en kyk hoe lyk dit. Kan julle sien, dis 'n baie ligter las wat sy dra. Baie dankie, Natasha. So die probleem is nie oor die goed wat in die rugsak is nie. Die probleem is oor wie sy gedink het sy is. Dis hoekom daai rugsak so swaar was dat sy dit nie kon dra nie. En ons sluit hierdie gedeelte waar Jesus kom en hy sê, Jesus antwoord haar en hy sê vir haar, Martha, Martha. Hy kyk vir haar en hy sien wat sy doen, hy sien al haar effort wat sy insit, en weet julle wat, Jesus sê nie vir haar, hou op werk nie, moenie doen wat jy doen nie, hy sê ook nie vir haar, hou op om kos te maak nie, julle mans kan sê, yes, amen, prys die Here. Hy sê dit nie vir haar nie, maar hy sê vir haar, dit wat jy doen, doen jy nie verkeerd nie, jy is besig om jou rolle en jou verantwoordelikhede uit te leef, wat jy veronderstel is om te doen. Maar wat ek wil hê is, kom terug na my toe. So hy korrigeer nie haar werk nie, hy korrigeer haar fokus. En die skrif gaan verder en hy sê, maar een ding is nodig. So wat sê die Here vir haar? Ek wil nie jy moet ophou om nie te werk nie. Ek wil nie jy moet ophou om kos te maak en vir jou gesin te versorg en al hierdie rolle wat ons as maas en as vroue so op ons lewe het. Hy sê, ek wil nie jy moet dit wegvat nie. Maar ek wil hê, jy moet net jou fokus terugskuif na my toe. Want as jy nie teenwoordig gaan wees nie, gaan jy nie kan connect met God nie. Ek wil nie hê, jy moet verskeer wees in jou gedagtes en jou hart op 10 plekke, verskillende plekke is nie. En dan gaan hy verder en hy sê, Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem kan word nie. Weet julle wat beteken daai goeie deel? Sy beteken is erfdeel. So wat het Maria besef? Sy het besef haar erfdeel. Sy het gekom en sy het besef, maar ek is 'n koningsdogter.
Ek vat net terug wat aan my behoort. En dis presies wat sy gedoen het toe sy haar posisie gaan inneem het, by die voete van Jesus gaan sit het sy net haar erfdeel teruggeneem wat aan haar behoort. So Jesus nooi jou vandag nie net om nog goed op jou lysie te sit nie, maar wat hy vir jou sê is, kom nooi my net terug in jou lewe. Want dit is nie die goed wat jy doen wat jou moeg maak nie. Dit is, hoekom jy dit doen wat jou moeg maak. So kom ons kyk dan, wie is ons? Wat is ons identiteit? So as ons sê, ons is nie wat ons doen nie, so ons is nie ons take en ons verantwoordelikhede en al die laste wat jy op jou dra nie, jy is dit nie. Jy is ook nie wat ander mense sê jy is nie. Het julle geweet, mense se opinies is soos die wind, hulle waai, jy weet, heen en weer en hulle verander die hele tyd. Jy is ook nie wat jy voel nie. Emosies is belangrik, maar emosies is soos gaste in jou huis. Jy weet, hulle kom en gaan ook. En hulle is belangrik as hulle daar is, maar andersins kom en gaan hulle. Maar dit is die eienaar van die huis wat vir jou definieer. So as ons sê, jy is nie wat jy doen nie, jy is nie wat ander mense van jou sê nie, en jy is ook nie wat jy voel nie, wie is jy dan? Jy is wie God sê jy is. Amen? So jy is koningskind. Jy is geplant by waterstrome. Jy is geplant in die huis van die Here. Jy het waarde. Jy het identiteit. God het jou 'n posisie gegee. Al is jou posisie net om ma in die huis te wees en vir jou kinders te sê, jy het 'n posisie wat jy kan waardevol voel. Jy is die kop en nie die stert. Jy is kosbaar en waardevol. En jy doen nie net om genoeg te wees nie, maar jy doen omdat jy reeds genoeg is. En ek wil vanmôre afsluit en julle los met hierdie woorde en vir elke vrou en vir elke mamma vandag hier sê, in Galasiërs 6 vers 9, wat sê, moet nie moeg word om goed te doen nie. Okay, hoekom skryf Paulus dit? Want hy weet ons gaan moeg word. En so wat ek vir jou wil sê is, mamma, hou aan om goed te doen. Dit wat jy reeds doen, hou aan om dit te doen. So moenie moeg word om goed te doen nie, en moenie tou opgooi nie. So spesifiek vir die mammas, hoekom jy nie moeg word nie, want jy is nie besig om 'n plig uit te voer nie. Jy is besig om net te doen wat reeds binne in jou binnekant is. Hoor julle wat ek sê? So wat ek vir jou sê is, jy doen net wat God eintlik jou voor gemaak is. Dit is ingebou by jou om lief te wees. Dis ingebou by jou om versorgend te wees. Dis ingebou by jou om te dra. Dis ingebou by jou om lewe te skep tussen al die chaos wat baie keer in die huis aan die gang is. En dis hoekom 'n vrou 10 verskillende goed kan doen. Is hier 'n man wat 10 verskillende goed gelyk kan doen? Ek wil gou sien, waar's jy? Daar's een man wat sy hand opsteek, kan ek vir sy vrou praat uit die waarheid. Ja, nee, ek het so gedink. Maar jy moet nie 'n slaaf word van dit wat jy doen nie. Want jou identiteit moet jou draer wees. Jy moet die draer van jou identiteit wees. So ek wil vanoggend elke vrou bemoedig, as julle gaan uitstap by die deure, het ons die oulikste geskenkies vir elkeen van julle. Ek wil net 'n paar van die woorde lees wat daarop gaan staan. Hy sê, vrou, wanneer 'n vrou haar roeping omarm, verander sy die atmosfeer in die huis. Mamma, jy is die atmosfeer skepper binne in jou huis. Moenie ophou om goed te doen nie. Dit wat jy doen is reg. Jou gesin kon vir geen beter ma en vrou in die huis gevra het as wat jy gekry het nie. En wanneer jy as ma weer begin leef, gaan jy vir jou kinders weer drome gee. En God se liefde rus op jou lewe, selfs in hierdie seisoen. En ek weet jy is dalk van die mammas wat vandag hier voel, joh, as jy net weet in wat se seisoen ek vir my lewe is, wil ek vir jou sê, God se hand rus nog steeds op jou. En jy dra vrug, selfs wanneer jy dit dalk nie kan sien nie. En God is besig om met jou te werk, selfs wanneer jy rus. So ek wil vanmôre vir jou sê, jy is nie vasgevang nie. God wil nie hê jy moet vasgevang wees nie. Hy wil hê jy moet vry wees. Maar hy wil hê jy moet met vreugde, moet jy vry wees. Hy wil hê jy moet dit wat jy doen, moet jy met vrede doen, vanuit 'n plek uit wat jy weet, maar ek is genoeg. Dit wat ek is genoeg. Ek hoef nie te perform nie. Ek hoef nie nog meer te doen, nog beter te doen nie. Ek moet net doen wat ek doen, want dit is wat God my voorgemaak het. En hoekom die skrif sê, moenie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd gaan jy die oes kry. Jy gaan nie die oes kry omdat jy jouself bewys het nie. Jy gaan die oes kry
omdat jy net to your true self waar is. Met ander woorde, dit wie jy is alreeds, jy is getrou gebly aan wie jy werklik is. En dan sê die skrif verder, hy sê, terwyl jy nou kans het om goed te doen, so, ons het nou die kans, moenie ophou om goed te doen nie, en dan wie moet jy daai goed eers te doen? Jy moet dit doen, veral aan jou medegelowiges, en ek het hier ook 'n bietjie gaan rondsoek in al die vertalings, en weet jy, daai medegelowiges, die ander vertaling sê, eerstens aan jou huismense, dis waar jou goed eerste moet wees, jy moet eerste jou tyd, jou energie aan jou huismense gee, en dan aan jou medegelowiges, weet julle wie is die medegelowiges? Hierdie mense wat saam met jou in hierdie gemeente sit. So ons is so geneig, jy weet, dis ons Judea, Samaria en die uiterstes van die wêreld. So nou gee ons al ons tyd en ons energie, is ons besig daar met die uiterstes van die wêreld. Maar jy het nog nie eers vir jou eie ma, wat jou eie gesin is, vir jou vrou dit gegee nie. En dan het jy dit nog nie eers vir jou eie gemeente gegee nie. So moenie daar gee en daar help as jy nog nie eers hier gehelp het nie. So dis okay, jy kan deel raak van die Dream Team. En jy kan dit daar ook betrokke raak, want dit is wat die Here van jou vra. Hier, in jou medegelowiges, in jou huis, waar jy dit hier kan gee.